Goeiedag, ons praat vandag oor skuldgevoel. Ons is klaar met die reeks van Paasfees en vergifnis. Een van die hoofredes waarom mense nie innerlike vrede het nie, is omdat hulle skuldig voel oor sonde, oor iets wat hulle gedoen het. Skuldgevoel veroorsaak dat jy weghardloop van jou foute, waaroor jy skaam is, en jy word dan gemanipuleer deur jou gedagtes. Die gevolg hiervan is die verlede beheer jou toekoms en straf jou in die hede. Kan ek dit herhaal? Die verlede beheer jou toekoms, maar straf jou in die hede. Ons is produkte van ons verlede, maar dit beteken nie ons hoef gevangenes te wees van ons verlede nie. Skuldgevoel is 'n unieke menslike emosie. Skuldgevoel is 'n afbreekende emosie en een van die redes waarom mense nie selfvertroue het nie. Skuldgevoel maak dat jy depressief raak en 'n ingewikkelde mens is, omdat jy aan skuldgevoel vashou. As die temperatuur in jou motor se engine styg, gaan daar 'n rooi liggie aan. Skuldgevoel is so 'n waarskuwingsliggie wat vir jou sê stop, bely, maak reg, begin oor. Nou wat doen mense met hulle skuld? Daar's 8 maniere wat hulle dit doen, wat hulle daarmee doen. Nommer 1, hulle projekteer die skuld. Dit was nie ek nie, dit was hy of dit was sy. Adam het gesê dit is Eva. Eva het gesê is die slang. Die slang het nie 'n been gehad om op te staan nie. 2, jy regverdig die skuld. Dit was tog nie so erg nie. 3, jy vergelyk die skuld. As jy my fout of my sonde moet vergelyk met syne, syne was baie erger as myne. Nommer 4, jy onderdruk die skuld. Jy probeer om nie daaraan te dink nie. Jy dwing die gedagtes weg van jou. Nommer 5, jy ontken die skuld. Jy probeer jouself wys maak, dit het nooit gebeur nie. Nommer 6, jy sorg dat jy besig bly. Jy hardloop van die een agenda na die ander, van die een ding op jou program na die ander. Jy prop jou program vol, want nou hoef jy nie daaraan te dink nie. Nommer 7, die ontsnap-sindroom. Die tydelike manier om jou skuld te vermy is om deur jou dronk te drink, dwelms te neem, noem maar op pille te drink, een of ander tydelike ontwyking. En dan nommer 8, ek spring dit. As jy die onderwerp aan mekaar verander, wanneer iemand daaroor sou praat of na aan dit sou kom. As 'n mens 20 tennisballe in 'n swembad gooi en sou probeer om almal te gelykertyd onder die water te hou, sal daar éventueel van die balle opkom. Dieselfde sal gebeur as ons probeer om hierdie metodes te gebruik, omdat ons nie ons skuld wil hanteer nie. Ergens in die toekoms gaan dit oppop bo die water. Maar onthou, die Heilige Gees oortuig ons van skuld, maar die duiwel kla ons aan. Baie mense wil skuld bely wat nie sonde is nie, want dit is die duiwel wat hulle aan mekaar op hol jaag daaroor. Daar's 'n skrif in Jakobus 5:16 wat sê, bely julle sondes, bely julle skuld, eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word, want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. As jy sukkel met skuldgevoel, nommer 1, maak seker dit is die Heilige Gees wat in jou werk en nie die duiwel wat jou aankla nie. En nommer 2, gaan bid saam met iemand na wie jy geestelik opkyk, 'n gelowige, 'n medegelowige, want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Bely jou sonde teenoor iemand en gaan bid saam met iemand sodat jy gesond kan word. Tot volgende keer.